Die sosiale omgewing omvat die maatskaplike en interpersoonlike invloede wat individuele gedrag en besluite vorm. Hierdie faktore kan verdeel word in makrososiale en mikrososiale elemente wat op verskillende vlakke van sosiale interaksie funksioneer. Makrososiale omgewingsfaktore is breë maatskaplike invloede wat groot groepe of bevolkings beïnvloed. Eienskappe sluit kulturele norme, tradisies en maatskaplike waardes in wat kollektiewe gedrag rig. Ekonomiese toestande soos inkomsteverspreiding en indiensnemingssyfers beïnvloed verbruikersgedrag. Politieke en regstelsels stel regulasies en raamwerke vas wat besluitneming beïnvloed. Media en tegnologietendense vorm maatskaplike kommunikasie en toegang tot inligting. Voorbeelde, die opkoms van volhoubaarheid as 'n globale kulturele norm wat verbruikersvoorkeure beïnvloed. Ekonomiese resessies wat bestedingsgewoontes oor hele bevolkingsgroepe beïnvloed. Mikrososiale omgewingsfaktore, onmiddellike sosiale invloede binne kleiner groepe of persoonlike interaksies. Eienskappe sluit in familie, vriende en portiergroepe wat direk individuele besluite beïnvloed. Sosiale rolle en verhoudings lei gedrag soos ouerlike invloed op kinders se keuses. Plaaslike gemeenskapsdinamika en sosiale netwerke skep 'n meer intieme invloedsfeer. Voorbeelde, aanbevelings van portiergroepe wat 'n individu se besluit vorm om 'n nuwe produk te probeer. Gesinsbesprekings wat huishoudelike aankope bepaal. Makrososiale faktore is breed en maatskaplik, terwyl mikrososiale faktore persoonlik en onmiddellik is. Makrososiale faktore vorm algemene tendense, terwyl mikrososiale faktore individuele gedrag dryf. Nasionale ekonomiese afswaai is 'n makrososiale faktor, terwyl 'n vriend se raad 'n mikrososiale invloed is. Die sosiale omgewing sluit makrososiale faktore soos kulturele norme en ekonomiese toestande en mikrososiale faktore soos persoonlike verhoudings en portiergroepinvloed in. Begrip van beide vlakke is noodsaaklik om maatskaplike tendense en individuele gedrag te begryp.